So Gerda, vandag se vraag is: stres vernietig ons intimiteit. Hoe herstel 'n mens dit? Magtig, dit is nou interessant. Ja, Lise, dit is eintlik 'n baie algemene verskynsel wat 'n mens sien, is dat wanneer 'n persoon onder stres is of die stres beleef, of die lewe is bietjie te besig, of daar is te veel werk of finansiële stres en so voort, dan kan die liggaam en die brein eintlik nie onderskei tussen daardie tipe stres en 'n lewensgevaarlike stresor wat moontlik jou dood kan beteken nie. So wat die liggaam doen om jou te beskerm, is hy sit jou in 'n konstante toestand van veg of vlug. En wanneer ons veg of vlug, dan is ons enigste oorweging is dan om te oorleef. En solank as wat jy in daardie oorlewingsstrategie, oorlewingsplek is koneksie met ander mense baie moeilik. So jy sal vind dit is 'n tyd wat mense nie eintlik met ander mense wil kuier nie. Jy trek bietjie terug van jou lewensmaat af, selfs van jou kinders af. En jy is meer prikkelbaar, net omdat jou liggaam in 'n meer verhoogde toestand van aktivering is. En wanneer daardie prikkelbaarheid dan daar is, dan is die laaste ding wat op jou gedagtes is dan intimiteit, veral 'n meer seksuele soort intimiteit. En dit is baie algemeen. So dit kan ook gebeur en dit is fisiologies sodat ons weet vrouens is dit 'n bietjie anders fisiologies. Maar vir mans byvoorbeeld sal selfs sukkel om ereksies te kry as hulle baie stres beleef. En dit kan veroorsaak dat hulle regtig nie eers tot die daad kan kom nie. En dan is dit wanneer vrouens vra, maar wat is fout met my? My man my nou eenkant toe gestoot, weggestoot. Die antwoord is eintlik op 'n fisiologiese vlak is die liggaam besig om homself te probeer beskerm en is gerad vir oorlewing. En dan is enige vorm van verhouding of intimiteit heel laaste op die prioriteitslys. Maar Gerda, ek dink jy sien dit seker ook baie in praktyk dat met die wêreld waarin hy homself nou bevind, is stres die nommer 1 probleem. Ons is almal uitgemergel, uitgestres, ons angsvlakke is enorm, dit is besig om oor te gaan in depressie, so mens wil amper sê, ons sê hierdie nou so mens gooi omtrent die sin weg, maar hierdie is so belangrik as dit kom by verhoudings. So kom ons gesels gou oor die rol van intimiteit, die nie seksuele deel. Wat is intimiteit in 'n verhouding? Dat ons eers dit net gou mooi definieer. Ja, Lise, ons praat van daar is verskillende soorte. So daar is emosionele intimiteit, waar jy emosies kan deel met jou maat en kan sê, hierdie is hoe ek voel en jou maat kan dit hoor en dit ontvang en daar's 'n veiligheid daarbinne. Dan is daar ook 'n kognitiewe of 'n intellektuele intimiteit, daar waar ons ons idees kan deel met ons maat en ons kan praat oor dinge wat ons interesseer, ons kan gesels oor boeke, ons kan gesels oor gedigte of enigiets soos dit. En dan is daar ook fisieke intimiteit en dit is net eenvoudig as mens dan nie fokus op die seksuele nie, maar net fokus op die fisiese aspek daarvan om mekaar te kan aanraak, om veilig in mekaar se ruimte te kan wees. En dit is iets wat ek dink baie mense dan nou altyd bang is lei net tot seksuele intimiteit. Maar fisieke intimiteit kan net eenvoudig wees as jy 'n fliek kyk om langs mekaar te sit en aan mekaar te raak. Dit is 'n veiligheid binne daardie fisieke aanraking wat ook daar is. En daardie 3 bane, fisies, emosioneel en intellektueel, is 3 baie belangrike bene van intimiteit. En ons kry hopelik meeste van hulle ontmoet by ons maat, maar dit is ook so dat jy sekere intimiteite by ander mense kan ontdek. As jy en jou maat byvoorbeeld verskillende beroepe het, heeltemal verwyder en verskillende belangstellings, dan kan dit wees dat jy 'n meer intellektuele stimulering of meer intellektuele intimiteit kry by 'n kollega of by iemand. En dit beteken nie, ek wil net sê, dit beteken nie noodwendig dat jy besig is om egbreek te pleeg as jy met iemand anders oor idees praat of 'n deel van jouself wys nie. Maar dit is goed om te kan vra, kan ek hierdie deel van myself ook aan my maat wys? Jy weet, alhoewel ek dit dalk nou hier bespreek het en dis baie stimulerend en is interessant, kan ek dit ook vir my maat wys. So in 'n ideale verhouding is al 3 daardie bene lekker sterk en die tafeltjie staan mooi sterk, maar dit is nie onalgemeen dat 'n mens net 1 of 2 vorms van intimiteit by 'n mens se lewensmaat uiteindelik ontmoet nie. Dis nou goed en wel dat ons nou hier nou sê, goed, stres kan intimiteit affekteer en nou gaan Sunny na Piet en sê, sien Piet, jy is gestres. Of Piet gaan na Sunny en sê, sien Sunny, jy is gestres. Dit is hoekom ons intimiteit nou so sleg is.
Nou dit gaan dit nie oplos nie. Inteendeel, dit mag jou dalk 'n bietjie meer angstig maak as iemand op jou gaan skree dis stres. So, wat sou jy sê moet dan nou die volgende stap wees? Goed, mens besef nou intimiteit word nou geaffekteer en jy kan agterkom goed is miskien nou maar my lewensomstandighede, my werk, my wat ook al. Wat dan, Gerda? Wat dan? Lise, ongelooflik dat belangrik dat die liggaam kan veilig voel. Dit moet 'n veilige ruimte wees. So jy het nodig om te werk aan jou eie persepsie van veiligheid en jou eie belewenis daarvan. Een van die belangrike of 'n baie goeie boek wat ek eintlik kan aanbeveel vir mense wat aan kroniese langdurige stres of trauma blootgestel is 'n baie dun boekie geskryf deur 'n man met die naam Peter Levine en dit is Healing Trauma. En die boek, ek stel dit vir baie van my pasiënte voor om te gaan lees en dit deur te werk, dis 'n werksboek. Want hy verduidelik vir jou hoe om weer in jou liggaam veilig te voel, of enerzijds na 'n groot trauma, of tweederzijds na langdurige aanhoudende distress. En dit is wat baie van ons vandag beleef. So, van die tegnieke daarin is byvoorbeeld om jou sintuie gebruik om weer in jou liggaam veiligheid te beleef. So as jy stort byvoorbeeld, om jouself toe te laat om te voel, hoe voel die waterdruppels op jou vel? Hoe voel dit byvoorbeeld as die wind bietjie buite 'n briesie waai? Om te gaan staan, net jou sintuie te gebruik en dit te voel en jouself toe te laat om te sê, ek is veilig. Onthou, die eise van die lewe gaan nie noodwendig verander nie, maar jou verhouding daarmee kan verander. En sekere dinge wat jy as te stresvol beleef, hoef nie noodwendig jou liggaam in 'n stresrespons te sit nie. Jy kan dit op 'n kognitiewe manier vir jouself sê, okay, wag, dit is nie so ernstig nie, dit is net dit, of dit is dit. As jy, ek dink byvoorbeeld aan ma's met babatjies sal baie keer hulle self in 'n langdurige tydperk vind van distress, want daardie babatjie slaap sleg. En op 'n stadium dan voel daai babatjie soos die vyand. Daai babatjie voel soos iets wat jy net moet, jy weet, ek kan nie meer nie, dis te veel, dis te groot. Maar as jy net, ek wil eintlik sê, dit aanvaar, in 'n plek van aanvaarding gaan en sê, hierdie seisoen gaan maar min slaap wees, en hierdie seisoen gaan maar moeilik wees, en die babatjie is net 'n babatjie, dis eintlik nie lewensbedreigend nie, en ook genoeg gedoen, om jouself toe te laat om veilig te voel, genoeg te eet, seker te maak jy kan aktiwiteite doen wat vir jou 'n bietjie veiliger voel, dan neem jou stres, jou fisiologiese stresrespons in die liggaam, neem dan af. En dit is wat ek wil sê, is dit is nie dit is nie die eise wat die intimiteit steel nie, dit is jou liggaam se stresrespons. En jy kan dit moduleer, jy kan leer hoe om dit te hanteer, jy kan leer om te reguleer en veiliger te voel, selfs al is die eise van die lewe steeds baie. En dan is jou intimiteit met jou maat nie so geaffekteer nie, want jou liggaam probeer jou nie aan die lewe hou nie. Jou liggaam sê, dis veilig, hier kan ek ontspan, hier kan ek net wees. En dan kan 'n verhouding eintlik vir jou 'n resource word, dit raak 'n hulpbron, waaruit jy kan energie put, waaruit jy kan weer koneksie put, koneksie met jouself, koneksie met jou maat. So dan raak die verhouding nie meer 'n plek van onveiligheid nie, en daardie intimiteit vloei weer 'n bietjie makliker. Kyk, ons praat natuurlik nou in die algemeen. Ons praat nou nie hier van as daar ernstige fisiologiese probleme is nie. Dit is iets wat mense met by die dokter gaan uitsorteer. Maar ons praat nou in die algemeen as stres jou intimiteit affekteer. En wat ek ook nou daag gelees het, om intentioneel iets aan te vang, dis presies wat jy nou sê, dis amper, dit is nie amper nie. Dit is mindfulness, bewus wees van wat die oomblik is, bewus wees van die konteks waarin jy is. En ek dink die intentionele is lieflik as jy mooi dink oor intimiteit met 'n verhouding, hoe jy kan 'n stap terugneem. Daar is so baie boeke geskryf oor, ek moet sê begin van voor af nie, maar hou ook maar net hande vas as jy in die straat afstap of by die kar uitklim of wat ook al, sulke goedjies, sulke klein goedjies van net fisieke kontak, klein stappies, bietjie gesels na ete, die kinders is in die bed, net vir 'n oomblik sit, nie voor die TV nie sit met die selfone nie, net vir 'n oomblik sit saam. En dan daai opbou. Ja, dis presies wat jy sê, is om net weer te begin by dit wat wel veilig voel. Want groot gebare voel nie veilig as jy in distress is nie. Maar die klein gebare bou. Weet jy, dit is ook belangrik om jouself so 'n bietjie te sien. Ek hou nogals van die metafoor van dat ons boeke kan wees. En dat jy soms vir jou maat 'n gedeelte van die boek net so 'n bietjie oopmaak dat hulle bietjie kan lees. Maar jy kan kies wat jy oopmaak en dan kan jy gebaseer op hulle respons sê,
Okay, dit was goed ontvang. Miskien is hy nou gereed vir nog 'n hoofstuk of miskien meer as net een bladsy, dalk kan ek hom nou bietjie meer toelaat. Dit is okay want jy het ook nodig om te besef dat jou gevoel van veiligheid binne jou verhouding baie belangrik is en ook geskwes op jou maat se reaksies op jou. Stres en ek dink dit is wat mense dikwels mis is dat jy waarskynlik nie alleen stres ervaar nie, maar jou maat waarskynlik ook stres ervaar. So daardie blok vir intimiteit is moontlik iets wat van twee kante afkom en juist daarom moet 'n mens bietjie probeer klein oomblikies vir koneksie vind, klein geleenthede vind waar jy net kan sê hier kan ons by mekaar wees, hier kan ons op 'n veilige fisiologiese plek langs mekaar sit, hand op die been. Of ek kan miskien vandag net met hom ietsie deel van 'n emosie wat ek voel veilig genoeg is, wat ek nie voel my gaan oorweldig nie. En selfs vir mans, mans is baie goed om te voel hulle moet alles dra en hulle moet hulle maat beskerm teen hulle gevoelens. Maar so belangrik dat 'n mens tog ek wou sê bietjie dit waag om bietjie op die water te loop, Lise, en te kyk waarheen dit jou neem in jou verhouding. Ek dink ook om in ag te neem dat jou brein is baie goed daarmee om jou te beskerm. En dit gaan nie sommer net oornag gebeur dat hy gaan laat gaan, die teels laat gaan en sê, "O, okay, ons is nou veilig." Ja, hey. En alles gaan nou weer reg wees. En die mens moet dan net bewus wees van jou brein gaan vashou om jou te beskerm en hulle gaan baie goed wil seker maak jy is nou veilig. So dit gaan 'n prosesie wees. Jy eet hom een hapjie op 'n slag en jy benader dit een dag op 'n slag. Dit is so belangrik dat mense nie hierdie wonderwerke verwag oornag nie. Maar om te kan sê ek kan op 'n klein maniertjie 'n bietjie oopmaak en 'n klein bietjie iets toelaat. En binne verhoudings, dit help soms om 'n terapeut te gaan sien as 'n egpaar of as 'n in 'n verhouding waar jy die persoon julle kan lei en sê, "Okay, maar kan ons ook net so klein bietjie julle die venster van toleransie so klein bietjie strek en sê hierdie is nou ongemaklik, maar ons kan dit nog hanteer, ons kan dit nog verdra." En dan, okay, wag, dit word 'n bietjie gemakliker hier, sodat jou kapasiteit in jou verhouding om by mekaar te wees ook vergroot. Dit is nie altyd werk wat mense noodwendig wil doen nie, maar dit is so ongelooflik vir verhoudings om te sien hoe dit kan verander as dit gedoen word. Mense, indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel. Sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset Wes. Haar besonderhede sal beskikbaar wees by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste is soos altyd, kyk mooi na jouself.